Geliefdes, Kersfees is verby, kan julle dit glo? 2-3 dae, dis ongelooflik. En ons het nou die afgelope tyd, het ons na 'n reeksie gekyk van hoe die verskillende mense in die Bybel gereageer het op die geboorte van Jesus Christus. En dit vergelyk met hoe die wêreld vandag daarop reageer. Nou ons hoef nie baie te sê, ons kan maar net om ons kyk om te sien hoe reageer die wêreld op Kersfees. Dit gaan net oor geld en geskenke en al die romantiese dinge van Kersfees. Almal romantiseer Kersfees en selfs van die Romeinse kerkse dae af, die vroeë tyd, die middeleeue, die heileeu wat die mens, die babietjie om sy kop gehad het, Maria om haar kop gehad het, alles was so geromantiseer wanneer het kom by Kersfees. Maar as ons regtig kyk na die reaksies van verskillende mense in die Bybel, dan sien ons eintlik heeltemal 'n ander boodskap. En as dit oor elkeen, oor Maria, oor die herders, oor die skrifgeleerdes, oor die sterrekykers, laas Sondag het ons bietjie gesels, en ook die nobodies van die Kerstyd. En ek wil vanmôre, Kersfees is nou verby, maar ek wil eintlik vanmôre 'n vraag vra. En daai vraag is nie in die Bybel nie, dis nou iets wat nou maar net by my opgekom het. En dis die vraag, as Jesus na Kerstyd moes kyk, en as Jesus na sy eie geboorte moes kyk, en as hy na al die goed wat gebeur het rondom sy geboorte moes kyk, hoe sou hy gereageer het op hierdie boodskap? Wat sou hy gedoen het? Wat sou hy gesê het as hy moes terugstaan en na sy eie geboorte kyk? Nou ons weet, hy kon dit heel waarskynlik doen, want hy was God, en hy het alles geweet, en hy was by alles en in alles betrokke. Maar hoe sou hy gereageer het? En ek dink, as ons na die Bybel moet gaan kyk oor Jesus' reaksie op verskillende vrae wat mense aan hom gestel het, oor sy bediening, oor homself, waar hy vandaan kom, is hy regtig die seun van God, is hy regtig God, dan dink ek sou ons so 'n bietjie 'n ander reaksie gesien het, as wat die meeste mense sou verwag het. Sou ons 'n ander reaksie gesien het, as wat die wêreld sou gehad het, op die geboorte van Jesus. En ek wil vanmôre net 'n paar verse aanhaal, en vir u uitlig uit die woord van die Here, van Jesus se reaksie op mense se vrae rondom sy bediening. En die eerste kry ons in Matteus 5 vers 43. Daar staan die volgende: Julle het gehoor dat daar gesê is, jou naaste moet jy lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê en julle moet bid vir die wat vir julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Hy laat immer sy son opkom oor slegtes en goeies, en hy laat reën oor die wat reg doen en oor die wat verkeerd doen. As julle net die lief het wat vir julle lief het, watter loon kan julle dan nog verwag? Maar maak die tollenaars nie ook maar net so nie. En as julle net julle broers groet, wat doen julle meer as ander? Maak die heidene nie ook maar net so nie. Wees julle dan volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. Nou, ons sal dit nou verwag, om te sê, wel, Jesus is die seun van God. En ons sou verwag, dat hy soms die koning van die Jode. En ons sou miskien verwag het, dat hy aangestel sou word deur die skrifgeleerdes en die fariseërs, as die hoëpriester. Ons sal dalk nou verwag het, dat Jesus se verwagting sou wees, dat hy as 'n babietjie sou opgroei, en dat hy hierdie magtige generaal sou word van die Joodse weermag, wat die Jode verwag het. En dat hy die volk sou kon verlos
van die oorheersing van die Romeine, dat hy hulle sou kom verlos van die verdrukking wat hulle al soveel eeue beleef het as volk. Dis wat ons dalk sou gedink het, en Jesus kon net 'n woord gespreek het en dit sou so gewees het. Hy kon sy vinger klap en 'n legioen engele sou gereeds gestaan het vir hom. Dis die reaksie wat ons as mense sou verwag as ons sou gehoor het wat die engele van hom sê. Dat hy die een is wat kom in die naam van die Vader, dat hy die een is wat kom om sy volk te verlos. Dat ons sou verwag het dat hierdie babatjie dit sou word wat die herders verwag het, waarom hulle hom geloof en geprys het as die koning van die Jode. Maar hoor wat sê hy? Hy sê, luister mense, wat ek verwag in my reaksie is, dat julle sal lief hê, soos ek lief het. Dis Jesus se reaksie. Jesus se reaksie is, dat jy en ek nie geskenke sal gee vir die konings en die rykes en die slimmes en die bekendes nie, maar dat ons geskenke sal gee vir hulle wat ons vyande is. Dat ons geskenke sal gee vir hulle wat ons te nagekom het. Dat ons die sal lief hê wat ons vyande is. Dis Jesus se reaksie. En hierdie Kersfees is verby. En ons het nou klaar geskenke gegee, en ons het klaar lekker fees gevier, en wow, ek het lekker geëet. Maar dit is verby. Nou is die vraag, gaan ons nou maar vergeet van die babatjie in die krib? Gaan ons nou maar net tradisioneel aanhou kerk hou, soos ons aanhou kerk gehou het? Gaan ons maar net aangaan om te lewe, soos wat my werksmense my die laaste dag by werk gesien het? Jesus sê, as ons die regte reaksie wil hê op Kersfees, moet ons vyande begin lief hê. As ons die regte reaksie wil hê op die baba in die krib, dan moet ons begin geskenke gee vir hulle wat ons in 2025 benadeel het. Moes ons gereed staan om in 2026 ons vyande vir hulle te bid. Moet ons begin tyd uitkoop, nie om verder party te hou nie, maar verder te begin intree vir hulle wat verlore is. Moet ons begin fokus om nie mense om ons te vergader wat ons behaag nie. Moet ons juist begin fokus om hulle lief te hê wat ons ondermyn. Dis Jesus se reaksie. Moeilike en daai man. Dis 'n moeilike ene, né? Maar dis nog nie al nie. Dan gaan Jesus verder en hy sê, Lukas 19 vers 10, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore is. Ek het nie gekom om oorlog te maak nie. Ek het nie gekom om die Jode vry te maak nie. Ek het nie gekom om gekroon te word as 'n koning van 'n volk nie. Ek het gekom om te soek hulle wat stikkend is. Ek het gekom om te red wat verlore is. En Parijs ons, 2026 is nie 'n jaar wat ons nou hierdie smart grand kerk wil word met hierdie pragtige programme en mense beïndruk met advertensies en borde en advertensies wat mense beïndruk nie. Nee, 2026 moet die jaar wees wat Parijs begin soek vir hulle wat Jesus nodig het. Om te begin soek na die gebrokenes van hart. Om hulle te besoek wat in die gevangenisse sit.
Dis Jesus se reaksie op sy geboorte. Jesus kom en hy gaan verder. Dis ons versie, dis Perizos se versie. Dis wat Perizos beteken. Perizos beteken oorvloedige lewe en is gebaseer op hierdie versie. Luister wat Jesus sê. Johannes 10 vers 10. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, ek is gebore, ek het in 'n krib gelê. Hoekom? Sodat julle lewe en oorvloed van lewe kan hê. Dis ons taak. Dis ons opdrag. Dis ons behoort te reageer om te sterf van onsself soos wat Jesus bereid was om te sterf van 'n kruis. Het jy gesien in die begin van die krib tot die kruis? Dit was Jesus se reaksie. Nie om aangestel te word as hierdie groot meneer en die magtige staatshoof nie, maar nee, hy was bereid om te sterwe sodat deur sy sterwe jy en ek oorvloedige lewe kan ontdek. En nou vra hy dieselfde van jou en my. Hy sê net soos ek julle lief gehad het, verwag ek dat julle ook so lief sal hê. Net soos wat ek gesterf het, verwag ek dat julle bereid sal wees om te sterwe. Soos ek bereid was om die minste te wees, myself te verneder tot die dood toe, verwag ek dat julle julleself sal verneder. Sodat julle die oorvloedige lewe self kan ervaar, maar dit ook kan deel met hulle wat so honger en dors is. Dis Jesus se reaksie op die krib in Bethlehem. Jesus gaan verder, hy sê, Petrus sê, 1 Petrus 2 vers 24, hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sonde dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees. Jesus het daar gaan hang, dat pyn verduur, hy het smart ervaar, hy is gemartel, soos geen ander mens op hierdie aarde ooit gemartel was nie. Want dit was sy reaksie op die krib. Te sterwe vir jou en my. Want hy het ons lief gehad. Dis waarom die Bybel sê, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seentjie, sy enigste babietjie gegee het om in 'n kribbie te gaan lê, om verneder te word, om te gaan sterwe, om die prys te betaal, sodat elkeen wat dit glo, die oorvloedige lewe kan ontvang. En nou sê hy, nou verwag ek julle, dat julle net so lief sal hê, soos wat ek gehad het. Dis Jesus se reaksie op die krib. Dis Jesus se reaksie op sy geboorte. Dit tref my altyd, hierdie volgende 2 versies. Matteus 1 vers 23 wat sê, die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring. Hulle sal hom Immanuel noem, wat beteken God met ons. Jesus het mens geword en hy het op jou en my toe gekom. Hy het homself verneder, hy het 'n babietjie in 'n stinkende krib en 'n stinkende stal geword. Hy en sy pa en ma moes vlug Egipte toe omdat hulle hom wou doodmaak. Vir 30 jaar moes hy homself verneder in 'n wêreld wat hom nie wou hê nie. En dan sê Johannes 1 vers 11 en 12. Hy het na sy eiendom toe gekom. Hierdie Immanuel wat na jou en my toe gekom het om by ons te wees, het na sy eiendom toe gekom en tog het sy eie mense hom nie aangeneem. Hy word gebore in 'n krib om ons vry te maak. Ons verwerp hom. Ons glo hom nie. Ons aanvaar hom nie. Maar aan almal wat hom aangeneem het. Die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Maar as ons dit aanneem en sy kind word,
dan sê hy, soos ek lief gehad het, moet jy lief hê. Soos ek gesterf het, moet jy sterf. Soos ek myself verneder het, moet jy jouself verneder. Soos ek gedien het, moet julle mekaar dien. Dis Jesus se reaksie op die krib. Dis vanmôre Jesus se uitdaging aan elkeen van ons. Jesus wat vanmôre wil sê, julle het gehoor hoe die reageer. Julle het gehoor hoe die herders gereageer het. Julle het gehoor hoe die sterkykers gereageer het. Julle het gehoor dat God kyk na die nobodies. Julle het al die goed gehoor. Nou hoe gaan jy reageer? Ek wil hê jy moet reageer soos wat ek gereageer het. Dat julle sal lief hê soos ek lief gehad het. Daarom daai volgende skryfie. Nee, dit is vandag. Die dag. Halleluja. Van die krib tot by die kruis het Jesus gesê, Vader, vergeef hulle. Reg deur sy lewe was hy bereid om te sê, Vader, vergeef hulle. Elke keer rond te nagekom het hulle hom uit te sê, Vader stad Nasaret uitjaag omdat hulle hom nie geglo het nie, toe vergeef hy hulle. Toe aan die kruis hang, toe sê Vader, vergeef hulle. Want julle moet lief hê, soos wat ek lief gehad het. En julle moet 70 maal 7 keer vergewe. Ek het nie gekom om te veroordeel nie, maar ek het gekom om te red, te verlos, die wat verlore is. En ek vra van julle om op te hou oordeel, op te hou vingerwys, op te hou om mense af te kraak. Begin hulle bedien met die liefde van Jesus. Begin hulle bedien met vergifnis. Begin hulle bedien met vryspraak. Bedien hulle met lankmoedigheid en sagmoedigheid en nederigheid, want dis die vrug van die Gees. Dis hoe julle moet reageer op die krib. Jy moet lief hê, so God jou eerste lief gehad het. En dan daar, hy volgende skyfie. Dit is my gebod. Dis Jesus se opdrag. Dis nie 'n keuse nie. Die kinders van die Here kan nie besluit of ons dit wil doen of nie wil doen nie. As jy glo in die krib, dan sal jy dit doen. As jy glo in die Jesus wat binne in die krib gelê het, dan sal jy dit doen. Dis my gebod. Julle moet mekaar lief hê, net soos ek julle lief gehad het. En die volgende skyfie. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Dis ons reaksie, wat het behoort te wees. Want Jesus het aarde toe gekom, omdat hy ons as sy vriende beskou. En hy was bereid om sy lewe af te lê. Hy was bereid om homself te gee, om self te offer. En nou sê hy, nou moet julle net so lief hê, soos wat ek gehad het. Dis Jesus se reaksie op die krib. Dis Jesus se reaksie op dit wat op Kersdag gebeur het. Die Kersdag waarin ons gewoond is nie. Van baie eet, lekker kuier, lekker slaap die middag, wat jy ook al gedoen het. Jesus het gelief gehad, ewig lief gehad. En daarom, as ek het baie kort kan opsom, wat was Jesus se reaksie?
gaan vir my aan. He gave his all. Dit was Jesus se reaksie. Hy gave his all, omdat hy lief het. En nou kom en hy vra, as julle my lief het, gee julle alles. Plaas jouself op die altaar, soos wat Jesus homself op die altaar geplaas het. En begin lief hê, soos wat Jesus lief gehad het. Kan ek vanmôre vra, boetie en sussie, liewe vriend, wie ook al is vanmôre, gaan ons maar net die nuwe jaar ingaan soos die vorige jaar en die jaar voor dit en jaar voor dit en jaar voor dit. En maar net aangaan met ons eie lewe. Ja, ons is gered, ons is op pad hemel toe. Wat is jy bereid om te gee? Wat is jy bereid om op te offer? Omdat jy lief het. Want Christus het jou eerste lief gehad. Kom ons by ons hoofde.